was die kamp? Sjap, lekker, gaan weer kom, nie in die winterie. Hallo. Ons kamp daarom lekker hier in Bali se gat. So ja. Dis amper ons laaste aand wat ons kan kamp. Dan is het maar weer back to normal. Maar sover, ons lekker gekamp. Die kampplek is baie mooi en netjies. En ons lekker om nie te kamp. Bietjie obstakels om by jou watergat uit te kom om te swem. So ja, maar verder is die plek baie nice. So ja. Jobs. Ons is nou pad Bali's gat toe. 3.2 km af, maar onthou, is 3.2 km op. Where are we? George. Alright, soos reg. Okay, dit is nou die Badger box. Verkoop by 4x4 direct. Hy kom uit met 'n DC to DC charger. En 'n MPPT solar charger klaar ingebou. Nogal worth it. Hy het twee 15 DC 12 15 amp plugs vir jou sigaret tipe plugs. Hy het USB ports, fast chargers ingewone. Okay, en dit so hy het hierso het hy, so jy sien dit het nog 'n gewone cigarette plug. En dan het hy USB fast chargers, gewone USB. Soos jou cellfoon en so jy hoef nie die kabeltjie te hê, jy hoef nie 'n gewone cellfoon charger te hê nie. Wat ek nogal dink nogal heel cool is. Okay, dit is sy main on and off switch. Hy wys vir jou waar jou battery staan op daai stadium. Hy het hierso het hy, so jy sien dis 'n 150 maximum 150 wat is 100 amps, sorry, 100 amps plug. So jy kan as jy jou kar wil start, so met jou kar wil nie start hê. Daar's 'n spesiale plug wat jy het wat jy dan jou kar mee kan start op hom. Hierso is outputs, in en outputs, 50 amp, 50 amp. Anderson plugs, 4 van hulle, wat nogal baie is. Dan het hy nog 2 ander Anderson plugs also in en out. Hulle is ook 50 amps. Hierso as jy bo kan kyk. Dan aan die agterkant
is jou solar input en dan jou alternator input. Nou hierdie een kan jy op 'n gewone ou voertuig met 'n gewone hoe kan 'n mens nou sê alternator, ja. Met 'n gewone alternator, die ou alternator, nie 'n smart alternator nie. Kan jy ook op hom sit en dan kan jy ook die nuwe voertuie met 'n slim alternator sal hom noem. Kan jy ook op hom sit en dan het hy 3 want hy moet dan 3 hê. Dan moet jy 'n ekstra kabel deurtrek sodat jy kan aan en afskakel. Maar met die ou alternator werk hy net op die voltage. Soos hy op ek dink is 14,3 volts kom, dan skop hy aan en dan sal hy hom charge. So hy sal eers sorg dat jou battery klaar vol gecharge is voordat hy hierdie battery begin charge. En die solar, hoe werk die solar? Okay, die solar input, hy het 'n solar input hierso. Jy klaar jou MPPT solar charger in. So al wat jy het die kabel nodig, jy het 'n solar panel nodig. Jy sal sien hy's daar so sy solar input. So hy vat ook 'n Anderson plug en dan het jy nou jou draad wat uithardloop na jou solar panel toe. Hierdie is 'n 5 meter solar draad. So jy kan wegkom met 'n 6 mil op hom of 'n 10 mil op hom wegkom. Maar sodra jy 'n 10 meter kry, dan moet jy 16 mil toe gaan. Hoekom so? Anders te verloor jy te veel van die krag wat uit die dinge gegenerate word na die box toe. Dis 'n 160 solar panel. En vir ons werk hy. Miskien het jy 200 nodig, soos daai een, daai is 'n 200. Kan ek verwys? Daai is van daai is 200. 200 watt panel. Ja, kyk die 200 panel gaan vir jou meer output gee wat dan in jou box ingaan. Hierdie een gaan vir jou minder gee. Maar vir wat ons vir hom gebruik, is dit meer as genoeg om die battery in die gou te hou. Jy weet as jy nou wil fancy goed opsit, soos koekers en sulke goed, wat party van die ouens doen, dan het jy miskien 2 van daai 200 panele nodig. Maar hierdie is meer as genoeg vir wat ons doen. Ons doen mos op 'n budget. So alles is 'n budget, so. As ons nou oor budget praat, mense gaan natuurlik nou vra, okay, byvoorbeeld die solar panel. Okay, die solar Kostes en waar? Okay, hierdie solar panel het gekoop deur Takealot. Hulle was op special vir R3,200. Ek dink hulle is omtrent nou 6. Hulle weer 6. Jy moet maar dop hou. Nou hou maar dop want daar is baie keer specials wat uitkom. Die box self het my gekos 5 en dan so 'n paar rande vir kabels, omtrent nog so R2,000 vir kabels. En dis dit. Ek bedoel dit werk vir ons. Ander ouens het baie meer fancy goed, baie meer fancier goed wat baie duurder kos of kos. Ons sê nie wie nie. Ons gaan nou nie sê wie nie. Daai ouens. Maar ek moet vir jou sê dis 'n goeie kwaliteit boks daai. Hierdie een staan nie terug nie. Hy kan nou net nie hulle sê hy werk beter met 'n lithium battery. Maar hy kan nie 'n calcium battery vat nie. So ons sal maar opgradeer een of ander tyd na 'n lithium battery toe. When necessary. When necessary. As ons dit vind dat dit necessary is. Net gou 'n vraag, hoe lank is die solar veronderstel om aan te bly? Heeldag of moet jy hom afsit? Kom ek sê vir jou terwyl ek sonder sit ek hom aan. Hoekom? Okay. Want jou yskas daar kom so heeltyd van jou battery af. So jou battery gaan die heeltyd gaan hy daai voltage drop en dan al wat hy doen is hy voer hom maar net en hy bring weer die voltages terug. So ek laat hom aanbly so lank as ek kan. Hy gaan in elk geval as die battery vol is dan stop hy. Dan gaan hy nie verder charge nie. En dis hoekom die solar het om hom aan te hou. Korrek. In die lang duur is dit maar om jou yskas dan in gou te hou. Ja. Maar Hoe lank as jy hom nou charge, kom ons sê jy charge nou jou yskas. Hoe Yes. lank gaan hy hou? Wel, kom ek sê vir gou so, ons het 'n toets gedoen. Die battery ons het hom afgevat na 78 volts toe. En dit het vir ons 4 ure gevat toe hy vol tot 100 vol gecharge. So maar nou moet jy net onthou, dit hang ook of hoe goed jou yskas is. Die Engel is eintlik baie goed. Hy gebruik baie min krag op 'n slag. As jy 'n ander tipe yskas het wat miskien groter is, gaan dit miskien meer gebruik. Dan gaan jy miskien 'n groter paneel nodig hê. Ja. Staan jy so op die einde van die dag is dit maar jy moet maar besluit hoe jy jou goed gaan balanseer. Ja. Soos 1 kersie vir lig 'n kamer en 10 kersie vir lig 10 kamers. Dis reg. En jy moet ook besluit wat jou budget is. Want jy kan sonpanele gaan koop van R25,000. Ja. Jy kan van daai bokse met 'n lithium battery gaan jy ten minste 7 kos. So as jy nou al daai goed begin opweeg, moet jy opweeg is dit eintlik nodig? It's nice to have, maar is dit regtig wel nodig?
En ons kamp tog volgens ons behoeftes. Volgens behoeftes. En ons toer volgens ons behoeftes. Ja, Is ook, ja. Ja, so jy weet, soos daai is, ek dink omtrent R11.500 nou. Daai nuwe, die National Lunar box is R11.500. Jy kry nou stel kabels by. Waar hierdie box jou R5.000 kos. Dan kan jy liewerste die box koop en 'n lithium battery koop. Ja, ou moet net gaan sit uitwerk wat as Jy moet net gaan wat vir jou gaan pas. As hy. Ja, so dis op die oomblik het ons 'n 100 ampere 105 amp AMG battery in. Maar as jy lithium battery kan jy tot op 'n 200 gaan, want hy gaan pas in die box. Hy gaan pas in die boks. Ja. So ek bedoel, as dit jou behoefte is, dan is dit jou behoefte. Ja. Alright. Dit dan. En hier is die eienaar van hierdie splintnuwe bakkie wat die installasie gedoen het op hierdie box, die solar. Inteendeel sy ontwerp hierdie solars. Mevrou, wat sê jy oor dit? Nee, jong, daai ding is af. So hoekom 'n batteryboks? Die maklikste vir my om te verduidelik is, ons behoefte juis vir die bakkie was om iets te hê om ons yskas te laai terwyl ons ry. Nou hierdie Portable Power Pack 2, die National Luna, dis die dual battery system met isolator, het nou aan ons behoeftes voorsien. Groot behoefte weer eens was, terwyl jy ry wil jy jou yskas moet herlaai word. So die batteryboks is 'n deep cell battery wat daarin is. Hy word gekoppel met jou voertuig se battery deur middel van 'n fuse voorin as daar iets sou fout gaan. Terwyl jy ry, gee die battery natuurlik nou krag deur na jou kom ons noem dit jou spaarbattery wat in die boks is. Hy laai hom wat dan deurgaan na jou yskas toe en hy herlaai hom die heel pad soos jy ry. Voordeel ook wanneer jy stop en jy sit die enjin af, dan skop die isolator in wat beteken hy sny die krag na jou voertuigbattery af. Skakel hom oor na jou bystandbattery in die boks en jou yskas word herlaai terwyl jy gaan. Jy kan 'n hele paar goedjies koppel aan daai battery. As jy geparkeer het of waar hy mag wees, is USB's, jou solarpaneel koppel jy natuurlik ook na jou battery toe om hom te laai waar jy staan. As jy addisionele battery het om nog 'n koppeling te maak of die battery te herlaai via jou solarpaneel, gaan hy deur daai ouetjie. As jy hom installeer, sorg net dat die persoon wat hom installeer weet wat hy doen, want jy kan jou voertuig nogals redelik opmors. Maar hierdie produk wat ons gekry het, dit was by 4x4 Center daar in Brackenfell. Koste was R5.4 saam met jou kabels. So wat is my terugvoer na die 3-4 dae wat ons buite was? Hy werk soos 'n bom, hy werk vir ons, hy voldoen aan ons behoeftes. Jy sal nie fout gaan om iets soortgelyks te installeer nie, en soos julle nou sien in die video, daar's 'n paar verskillendes. Weer eens, wat gaan vir jou werk? Dag 2, ons het dit uiteindelik gemaak na 'n blerrie koue nag. Ek dink dit was -1, ons maak dit maar -1, klink beter op die oor.
Dag 3, Bali's gat. So 'n bietjie van 'n review terugvoer. Maar op die review terugvoer, wat beter view kan jy kry om 'n review te gee? So as 'n koppietjie uitgeklim hierso met die kampplekkie onder. Ek wag nou vir die sonsopkoms. En vir my is daar geen beter treat as om 'n sonsopkoms in die natuur te kyk of 'n sonsondergang. Ek het so 'n bietjie vroeg opgekom, stilte tyd kom hou, lekker op die klip, vroeg stil. Die area self, en dis wat dit vir my so nice en grand maak. By die plek, ons het geen krag soos ons gesê het nie. So daar is nie plek en tyd vir radios nie, maar having said that, ook nie selfone nie. Daar is nie ontvangs nie. Ons het glad daai goed nie eers gemis nie. Is ander kampeerders ook 'n bietjie verder op. Selfe, jy hoor nie musiek nie. En dis mos nou lekker by 'n plek om te kom kamp vir ons nou, almal het verskillende behoeftes, om net die natuur te omhels, as ek nou so diep kan raak. Maar bietjie meer oor Bali's gat net om maar. Terwyl die son nou so lekker oor die randjies uitkom, as ek nou so hier afkyk, jy kom met 'n baie stelbeeld mos hier af, bergie af. En hier onder is 'n paar roetes, paar paadjies en 'n riviertjie wat afloop en onder is die rivier, groot een met die bome. Nou dink ek vanoggend in my stilte tyd toe ek kom hou het wat ook vir my baie lekker is. Ons almal het maar ons paaie wat ons het en elke pad lei maar verskillend. En in die pad wat jy op kies om op te loop is mos maar jou keuse. Vir my gaan dit vanoggend oor Psalm 1 soos 'n boom by waterstrome. En dit maak vir my sin, want daai water gee mos lewe. So die pad wat jy op stap, weer eens jou keuse waartoe jy hom gaan vat, of vir jou lewe gaan gee of nie, of jy glo in 'n skepper of nie glo in 'n skepper of van iets. Vir my, as 'n gelowige, as kind van die Here, is my paadjies baie keer so rof in die mekaar, maar vanoggend is die bevestiging in die natuur, daar is 'n rivier, en dis my keuse. Gaan ek daai paadjie stap en of nie? En dit kom nie altyd maklik nie. Hier is roetes wat maar rof is hierso. Een of ander tyd moet jy by 'n berg af gaan, maar jy moet hom weer terug gaan, en dis nie altyd maklik nie. Vir my is die boodskap wat die Here vir my vanoggend kom gee, selfs is regtig waar jou keuse, maar eendag sal jy verantwoording moet gaan doen. Maar die lekkerste en die nice daarvan is dat dit in die omgewing waar jy is, maak jy goed sin. Hoop dit beteken vir iemand iets. Nou terwyl die son so gaan uitloer wat hy nou gaan opkom waarvoor ek wag. Bali's gat se review, dag 3, ons gaan weer kom, verseker. Miskien as dit so 'n bietjie warmer is, dit was nou die oggend so 3-2, die omgewing, weer eens, soos julle sien met die video's wat op is, baie nice. As ek moet terugvat na die kampeerplek toe, ons het geweet dat gaan die krag wees nie, want ons gaan ons nou oefen vir, ons oefen nou juis om ons dinge reg te kry vir Botswana, die uitdagings waarmee gepaard gaan. Ek weet ons beplan baie, maar ons gaan hom vat soos hy kom. So hierdie kampplek hier, waar geen krag is nie, ons het die soulars kom uittoets, die voertuie is 'n bietjie getrek, ons gaan vat wat ons daar gaan kry. Maar is om nou uit te figure, om uit te vind, goed, jy pak dit in, en ons het nou hierso besef, moenie te veel inpak nie, ons is 5 groepe wat gaan. Ongelukkig is Pieter en Helene is nie hier nie, met Pieter se ma wat siek is, maar dit help ons nou om, okay, jy bring daai pot, jy bring daai rooster, want jy is mos gewoond om baie te vat. Gestaan se braai kospotte van Mammon, soos ek sê, 20 kg vleis, maar ons besef oor die, ons gaan 'n kitty maak, daar is die geld vir kos, en die vrouens gaan die kos koop. So jy bring een pot, jy bring daai, jy hoef nie 'n klomp goed saam te vat. So dit het nou nogals gewerk. Die soulars wat ons nou uittoets, vir Andrei wat vir ons almal help met die soulars, en installering van die bokse, moet jy of moet jy nie, hier is nou 'n setsel van Marcus wat nou die boks verduidelik het, in terme van vir ons, wat nie gewoond was aan die solar nie, dan met my wa wat ons bygekoop het solar bygekom met die inverter in die sleepwa, maar jy is nie gewoond in die setup nie. So hier kan ons hom uittoets, maar as jy dit nie het nie, en jy is by 'n plek soos Bali's gat, waar nie krag is nie, 1-2 dae is genoeg, maar as jy langer wil staan, is dit mos nou maar beter om, jy wil jou yskas koud hou, jy wil jou vleisie koud hê, of ou drinkdingetjie koud hê, maar is weer eens volgens jou behoefte, maar dit nou vir ons 'n bietjie meer pad gegee as ons nou Botswana toe gaan, hoe lank die batterye hou, hoe lank jy hom kan herlaai. Ons is ene kom, so dit is nie so maklik om die son heeldag vas te vang nie, maar is nice, nou kom hier die uitdaging agter. So in terme van die solar panele, die hoe, wat, waar en wanneer, ek is nie 'n spesialist daarop nie, gaan na iemand toe, kan 4x4, ek noem net sommer 4x4, maar na mense toe wat weet
vat jou spesifieke voertuig, jou sleepwa wat jy nodig het, hulle sal vir kon sê, maar volgens jou behoefte. Moenie goed gaan koop wat 40-50.000 rand is en jy gebruik hom 1 keer 'n maand of 1 keer 'n jaar nie. So terug op Baliesgat, die kampeerterrein is mooi versorg, mooi na gekyk, die braaigeriewe is daar en hulle vra tog moenie braai op die gras nie. Ek kan verstaan hoekom. Ons het gister met die eienaars gepraat. Hulle versorg die plekkie mooi. As jy braai daar, die gras gaan dood. Dis nou winter, so gras is oor die algemeen groei mos nou maar stadig. Maar die geriewe daar is meer as genoeg. Hulle het hout wat hulle voorsien, bloekom, wat lekker droog is, bring jou eie braaihout saam. Die amblisiegeriewe, jy het hier is 1, 2, 3, dink, ja, 3 verskillende kampeerplekke en elkeen het sy eie amblisie. 1 stort, 1 toilet, maar is meer en meer as genoeg. 4 warm water, is mooi skoon, mooi netjies. En dit bygesê, die Martin hulle se huis is nou net so 8 kilo agter die koppie waar ons kamp. Die omgewing, niks bied hierdie view nie, niks bied hierdie stilte nie. Die bergpas af is 'n maase uitdaging as jy dit die eerste keer doen, want dit is vreemd, maar dit is ongelooflik mooi. Vat jou tyd, wees versigtig, maar geniet ook, as jy kan, die area. Die opkom wag nou vir ons maandag. Ek het nie 'n 4x4 nie, is 2x4 Duflock. Ek het juist vir hulle gevra, gaan ek dit kan maak? En Martin stel weer eens voor, bel my, vra vir my of het kan, sê my wat jy het, hy sal vir jou advies gee. Hulle doen wel 'n recovery, maar as jy nou hier gaan opneek, en jy het nie 4x4 met 'n swaar sleepwa, gaan jy vassit. Hulle recovery is tussen 2500, wat ek verstaan, hoekom. Dis sy tyd, sy diesel is 'n ver paadjie uit. Maak maar net seker, dat jou ryding reg is, vir wat jy het met die sleepwa. En as jy die pas sien, sal jy weet hoekom. Maar, geniet die omgewing, dit is wat Baliesgat is. Die huisies wat hulle het, is privaat, dis uit, en maak seker dat mense ook nie so toe gaan nie. Ons sal nog eendag daar gaan kamp, of gaan bly, dis glamping, en hy sê vorentoe is daar so 'n paar verrassingkies wat op pad is, wat hulle nog gaan doen by die plek. Maar vir dit wat jy kry, is dit regtig waar, as jy omgewingspersoon is, die moeite werd, is uniek, dis nice. Maar dan eers ook koffie, maar is begin koud raak op die klip. Dit wat jy saambring, vir jou 3-4 dae, of jy nou saam met 'n groep of mense is, bring jou eie hout saam, jou harde hout, die res is wat jy van maak. Staplekke is nice. Ja, ek kan nie regtig waar meer sê nie. Ek kan regtig waar niks negatief sê van Baliesgat nie. Gaan kyk 'n bietjie na die geskiedenis van hulle, en soos hulle vir my sê, iemand het eendag 'n negatiewe review gegee, kon nie die hondjie saambring nie. Daar's 'n rede daarvoor. As jy nie gerad is vir die plekkie, moenie kom nie. Maar as dit jou tipe omgewing of area is, en jou van 'n lekker uitdagingkie met 'n mooi bergpas, hierdie freaking plek is vir jou. So vir Martin, ek kan nou sy vroukie se naam vergeet. Wel dan, baie nice plek. Ons gee hom verseker 'n 12/10, en ons sal weer kom. Laaste dagie, ons gaan hom geniet. Hallo julle, so toer ons. Daar agter, ja? Ek wil net op buite sit hier agter my. Waar is die leer? Is ek sê alweer besig om op te maak? Kyk gou daar sit. Ek kan dit. Die slaap die upper klas mense. Gaan jy al laer af? Hier is die lower klas en tentjies laer, en dan hier is die... Hulle slaap al? Want is koud. Baie lekker, baie goeie weer, goeie kampplek, alles was great. Baliesgat was baie lekker, great weer en lekker gekamp. Baie lekker. Man van my woorde. Was lekker, koud in die aand, maar heerlik hierdie dag en lekker gras. Ek hou van gras. Hoe was die kamp? Sjap, lekker, gaan weer kom, nie in die winterie. Hoe was die kamp? Sjap, lekker, gaan weer kom, nie in die winterie. Baie stunning, ons baie geleer, en ek dink op die einde van die dag, het ons te veel goed. Ons moet begin 'n bietjie minder maak, voornamelijk as ons so baie moet oppak en afpak. Ja, bietjie meer beplanning. Klein bietjie beplanning. Hoe was die kampterrein?
stunning. Ja. Baie nice. Lekker warm water. Warm water belangrikste. Ja, so dit was stunning. Ja, ons kan regtig nie kla nie. Julle is nou op my. Ek het Wag, as ek nou lig kry. Hallo julle. Ek het Dis sag. Nee, ek gaan nou nie kliphard skree nie. Hallo julle. Ja, ons het regtig baie lekker gekamp. Die plek is awesome. Alles is nice. Die kamplek self waar ons gestaan het was baie nice. Elkeen het sy eie ablisieblok en 'n stort en alles en ja, ek het dit regtig, die kamp was baie lekker. So toer julle. Hallo julle.